Zo Jerusalem. Je soldaten en die straten, mensen weg. Voor een man wat het burgerlief en pijn, een hoogheidstraat naar Golgotha. Daar is hoogte voor zijn schulden in bloed. In de groene kroon steekt een zijvel. In elke dier een zijvel struikel, wordt hij opgestiet en hij gesteld. Want die Via Dolorosa, die weg van smart en pijn, soos 'n lam, stap ons koning in ons hier. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy leid. Langs die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir jou en my. En die Via Dolorosa het die Heer my kruis gedra. Gewinne op die pad na Golgotha. En daar het hy gereid, gesterf en in my plek die skuld betaal. Want die Via Dolorosa, die weg van smart en pijn, soos 'n lam, stap jy koning in my hier. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy leid. Langs die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir jou en my. Elke rood wat hy kruis het ons vir ons gegee. Maar die bloed wat hy kon vloei het my skuld weggevee. Langs die Via Dolorosa, die weg van smart en pijn, soos 'n koning wat in my hier. Langs die Via Dolorosa stap hy voort, terwyl hy leid. Langs die Via Dolorosa het sy bloed gevloei vir jou en my. Kan jy self indink wat hy moes deurgegaan vir ons. Ek het die woorde om u te beskryf, dit wat ek gelees het en kennis opgebou in die jare, oor hoe hy gemartel was, hoe hy verneder was, hoe die mense hom gespot, die mense hom gespiegel. Ek weet nie wie van die film gekyk, Passion of Christ, van Mel Gibson, doen die self begins. Jy gaan kyk na die film. Dit is nog erger as dit.
Dis maar net 'n uitbeelding wat hy gee. Die laaste liedjie, Go Rest Thy on that mountain. Only you could know the pain. You weren't afraid. Hy was nie bang vir die duiwel. Hy het dit alles vir ons gedoen. Daar was nie plek vir twee konings, of daar is nie plek vir twee konings in hierdie wêreld. Elke sal een van ons wat dalk nog besluit moet maak vandag wat die Here kies ons. Die God van die wêreld of die God in klein letters van die mens. Go Rest Thy. I know your life on earth was struggle, and only you could know the pain. You weren't afraid to face the devil. You were no stranger to the rain. Go Rest Thy on that mountain, and sing your word on earth is done. Go to heaven and shout, love for the land is young. Oh, how we cried the day you left us. You gathered round your grave to be. Wish I could see the angels' faces when they hear your sweet voice sing. Go Rest Thy on that mountain, or sing your word on earth is done. Go to heaven and shout, love for the land is young. Go Rest Thy on that mountain, or sing your word on earth is done. Go to heaven and shout, love for the land is young. Go to heaven and shout, love for the land is young. En ons het nou die afgelope 4 weke het ons gekyk na die kruisstop by die graf. En ons het gaan kyk wat beteken die, hoekom dit juist die kruis moet wees. Ons het gekyk na wat het op die kruis gebeur in terme van die 7 uitsprake wat Jesus gemaak het. En ons het ook gekyk na Jesus se dood, hoe hy gesterf het,
presies wat gebeur het toe hy gesterf het. Vanmôre wil ek dan hierdie, ons noem dit maar reeksie afsluit met die graf. En dit is baie interessant dat as jy met die meeste Christene praat, dan praat hulle met jou oor die kruisiging en hulle praat met jou oor die opstand. Maar baie min mense praat met jou oor die graf. En dit is baie interessant, toe Paulus met die Korintiërs gemeente vir hulle verduidelik presies waaroor sy bediening gaan, toe sê hy die volgende in 1 Korintiërs 5:4 vers 3 tot 4. Hy sê die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, die kruisiging, volgens die skrifte, en hy is begrawe. Paulus sê dit is belangrik. Hy is begrawe. En op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Van 'n plek kom hy in Handelinge en dan gee hy vir die mense 'n boodskap en dan sê hy die volgende in Handelinge 13 vers 29 tot 30. Nadat hulle aan Jesus alles gedoen het wat van hom in die skrif geskrywe staan, is hy van die kruis afgehaal en begrawe. Maar God het hom uit die dood opgewek. Vir Paulus was die kruisiging en opstanding belangrik, maar hy maak seker dat hy nie die middelste deel uitlaat. Jesus is begrawe. Die vraag dan is, hoekom is dit so belangrik? As ons praat van die kruis tot die graf, hoekom is dit so belangrik dat ons moet eindig by die graf? Voordat ons Sondag kom by die opstand. Waarom? Wat is die betekenis? Wat is die doel van die graf? En hoekom is dit belangrik dat jy en ek vanmôre by mekaar moet sê, dit gaan nie net oor die kruisiging nie, dit gaan nie net oor die verskriklike goed wat met Jesus gebeur het, waartoe hy gegaan het en wat hulle al gedoen het nie. En dit gaan ook nie net oor die leë graf nie. Daar was iets tussenin wat baie belangrik is en wat ons so dikwels nie oor praat of nie altyd aandag aan gee. Dit is die feit dat Jesus vir 3 dae in die graf is. Om die waarheid te sê, Jesus kon al daai pyn, al daai lyding deurgegaan. Maar as dit nie gebeur het wat gebeur het terwyl hy in die graf was alles verkeerd. Daarom is het so belangrik dat ons vanmôre vir mekaar sal sê, ons moet aandag gee aan die tyd, die 3 dae wat hy in die graf is. En die eerste rede waarom dit belangrik is dat hy in die graf moes wees, is omdat dit vervulling van profesie was. Die profete het almal verwys na Jesus se begrafnis. Die profete het almal gepraat daarvan dat die Messias wat moet kom, nie net moet ly nie, maar dat hy begrawe moet word. En as Jesus nie begrawe was nie, dan kon die Jode gesê dan sy die Messias nie. Maar die feit dat hy begrawe was 'n vervulling van die messiaanse profesie wat gesê het dat die Messias gaan begrawe. Daar's 'n hele klomp, ek gaan nie nou met almal in, ek wil net 2 vir jou noem. Jesaja 53 vers 9, kom Jesaja en hy sê, hy het 'n graf gekry. En nie sommer enige graf nie, want nou moet jy onthou, die Jode het 'n Messias verwag, wat die seun van Dawid was, wat op die troon van Dawid
wat die koning van die Jode sou wees. Maar Jesaja sê, hierdie Messias van julle gaan tussen goddeloses begrawe. En dit was teenstrydig met die Messiaanse boodskap. So vir die Israeliete en die Jode onregtig te glo dat Jesaja die waarheid gepraat het, moes Jesus begrawe word tussen goddeloses. En dit is presies wat gebeur. Dis goddelose Romeine wat hom veroordeel. Dis goddelose Romeine wat hom kruisig. Dis die goddelose misdadigers wat aan elke kant van hom hang. Maar hy word soos 'n koning begrawe. Want hy kry 'n nuwe graf wat uit klip gekap is, waaraan niemand ooit gelê. Dit was beskore net vir konings. En om die Messias te wees, moes Jesus hierdie profesie vervul. En Jesaja sê, hy het 'n graf gekry by goddeloses. Hy was by sondaars in die dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie. Jesus moes sterf, sodat die profesie vervul kon word. Maar meer nog, hy moes begrawe word, sodat die profesie vervul kan word. Dis een van die bewyse vir jou en vir my, en veral vir die Jode, dat Jesus die Messias was. Want hy was begrawe tussen goddeloses en tussen sondaars, terwyl hy vlekkeloos was. Matteus 12 vers 40 verwys na Jona. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die maag van 'n groot vis was, so sal die Seun van die mens 3 dae en 3 nagte binne in die aarde wees. Jesus moes begrawe word, sodat die profesie van Jona se lewe vervul kon. Jesus se begrafnis is vir jou die bewys, en my die bewys, dat hy die Messias is. Die een wat gekom het om te sterwe vir jou en my, maar wat begrawe moes word, om dit te bewys. Ek het maar die voorreg gehad, om in daai graf te staan. Waarom te sê, ons het 'n diens gehou, in daai tuin, net voor die graf. En ek kan nie vir jou beskryf nie, alhoewel daar verskil van mening is, daar is 'n ander plek wat hulle opsê dat die graf kon wees, maar daar staan 'n kerk vandag. Maar die graf in die tuin, het lyk so die koppie wat agter die graf is, wat lyk soos 'n steel. As jy daar staan, moet jy besef, daai koppie het my meesters gesterf. Maar in hierdie gat het hy gelê as 'n dooie mens. Maar hy gaan dit weer. As hy gat nie daar was nie, dan was Jesus nie die Messias. Dat is so belangrik, dat ons vanmorgen nie met die kruis maak. En Sondag nie praat net met die opstanding. Maar ons moet mekaar sal praat oor die graf. Die tweede rede waarom die graf belangrik is, dit het bewys dat hy regtig gesterf het. Jy moet onthou, as er al gepraat ons oor die kruis gepraat, dat eintlik was die mense wat gekruisig was, nie soos Jesus met spykers vasgeslaan. En was vastgebind met toue, jy sien dit ook baie keer. En dan hulle daar gehang tot hulle dood is, wat beteken daar vat. En baie keer die aanspoels hulle kom begin opvreed en ander voels en dan ander vreeslike goed gebeur terwyl daar gehang het. Maar Jesus was gespyker, hy het sy bloed
sy dood gefeit nie. Ons verlosser het nie 'n skyndood gehad. Ons verlosser was nie soos wat hulle na die tyd gesê het, gesteel deur die disippels en iewers weggesteek nie. Nee, ons verlosser het aan daai kruis gesterf. En as 'n bewys daarvan dat hy gesterf het, is hy begrawe. As hy nie begrawe was nie, of as daar nie 'n graf was nie, dan kon mense gesê, dis alles net 'n storie. Dan kon die Fariseërs 'n baie mooi storie opgemaak het, wat dalk nie net die Jode nie, maar dalk selfs ons geglo. Maar Jesus het gesterf. En toe hy sterf was 'n bewys daarvan, was daar 'n spies in sy sy gesteek en er daar water en bloed uitgekom, wat 'n bewys was dat hy gesterf het. En toe hy sterwe, toe gaan Josef van Arimatea en hy gaan vra die liggaam vir Pilatus. En Pilatus gee die liggaam vir hom. En die Bybel sê hy het hom gevat en hy het hom in 'n hierdie graf gaan sit, hierdie so 'n lok gaan sit wat uitgekap is, wat niet was, wat niemand nog aan was nie, wat eintlik sy familiegraf siek is geword het, weet nie regtig nie. Maar die feit is, Jesus se liggaam was in daai graf gaan plaas en daar was 50 kilogram se reukolie by sy liggaam gesit. Nie om te balsam nie, maar omdat hy sterwe en sy liggaam sou gebruik. Bewyse dat Jesus regtig vir jou en my gesterf het. Dat hy regtig die prys betaal het. En omdat hulle bang was dat iemand anders dalk 'n storie sou opmaak, gaan hulle die keiser toe en vra vir die keiser dat hierdie graf verseël moet word. En hulle rol 'n groot klip voor in die graf en hulle verseël daai graf en hulle plaas wagte voor daai graf om seker te maak dat niemand anders sy liggaam sal kom vat nie. Hy's dood. As daar nie 'n graf was nie, was die kruisiging verniet. Hy moes begrawe. Hy moes in 'n graf beland. Vir jou en vir my te sê, hy het waarlik die prys betaal. Hy het waarlik die dood oorwin. Hy het waarlik jou en my sonde se prys op hom geneem. En hy het die prys betaal. Hy's dood. Sy asem uitblaas en sy Vader aan u gee my gees oor, was dit iemand die dit toneelspel het. Hy het gesterf vir jou en vir my. Hy het vir 3 dae in die, soos hy sê, in die bodem van die grond gaan lê, want hy was dood. Nog iets wat gebeur het, maar ek wil nie vanmôre daaroor praat nie, want dit is 'n boodskap op sy eie. Terwyl hy daar in daai graf gelê dood, het sy gees doodryk gegaan. En het hy die sleutels van die doodryk gaan haal. Dis die hele plek op sy eie. Maar hy sou dit nie kon doen as hy nie dood was. Jesus was dood. In die graf. Begrawe. Vir 3 dae. Dit is vir jou en vir my die bewys dat ons God is die waarheid. Dit wat hy vir jou en vir my gedoen het, is die waarheid. Dit is waar dat hy vir jou en vir my die prys betaal, sodat jy en ek vry voor God kan gaan staan. Hoekom bly ons dan twyfel? Hoekom bly ons wonder of ons redding reg is? Hoekom bly ons vra of ons regtig gered is?
Bybel sê, as jy glo en wat Jesus vir jou gedoen het, toe hy gekruisig is en begrawe is, dan sal jy gered word. Moenie twyfel nie. Die graf is die bewys dat hy regtig gesterf het. Die derde rede waarom die graf vir ons baie belangrik is, en vir Paulus baie belangrik is. Ek kan net vir jou daai skryf en wys, ek het dit so gaan nie in die graf was bekend, almal het wat dit geweet, so niemand kon twyfel dat die graf daar was. Tweedens, die graf was leeg. Hy was die enigste wat daar begrawe was. Die kopdoek was netjies opgevou. Dit was ook 'n teken waar daar ook 'n preek op sy eie is. Daar was vele getuies wat by die hele week se gebeure was. Baie mense het die hele pad saam met Jesus gestap en het gesien hoe hy begrawe word, gesien hoe die graf geseël word, gesien hoe dat die lijk daar binne bly lê. Maria Magdalena voor by die klip bly staan en gesien Jesus is daar binne. Daar's geen twyfel dat Jesus begrawe is. So jy ek kan glo dat hy vir my en vir jou die prys betaal het. Maar dan die derde rede. Dis 'n bewys dat hy regtig opgestaan het. En daar is ons weer Sondag. Maar die feit dat daar 'n leë graf is, die feit dat daar 'n graf was in die eerste plek, is ook 'n bewys dat hy opgestaan het uit die dood. Dat hy regtig dood was en dat hy leef. Dit is eintlik waar hy beskryf daar nou doen. Die graf was bekend vir almal. Josef van Arimatea was 'n bekende mens. Hy was 'n skrifgeleerde en almal het geweet van hierdie man se graf. As nie twyfel nie. Maar hy graf is leeg. En sal Sondag bietjie meer daaroor praat. Die kopdoek, sy hele boodskap op sy eie, wat netjies opgevou was en daar een kant gelê het. Baie interessante boodskap. En al die getuies, Maria wat gehardloop het, gesê, ons meester is weg, en die ontmoete kom in die tuin. Petrus wat aangehardloop kom, en die volgende oomblik ontmoet hy Jesus. Die klomp disippels wat in die boventrek sit, alleen, vol smart, vol vrees. Wat gebeur nou van hier af? Want Jezus lê dan in die graf. Hier staan Jezus tussen hulle. En hy sê vir hulle, vrede vir julle. As Jezus nie in die graf was nie, sou hy nie gevrees het nie. As Jezus nie in die graf was nie, dan sou Maria Magdalena nie so opgewonde geraak nie. As Jezus nie in die graf was nie, was daar nie engele gevra, wie soek julle? Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan en hy wag vir julle in Galilea. En luister hierna. As Jesus nie in die graf was nie, sou die Fariseërs en die Sadduseërs nie so bang geword het, dat hulle die wagte by mekaar gekry en vir 'n voorskrifte gegee en gesê, hey, julle praat nie hieroor nie. Julle vertel vir almal hy is gesteel. En die wagte sou nie saamgestem het as hulle nie gesien het dat Jesus het opgestaan. En dan lieg. Dan word hy voorgeskryf dat hy lieg. Daar was baie getuies, as baie bewyse dat Jesus het opgestaan. Waar? Uit die graf. As hy nie in die graf was nie, sou hy nie kon opstaan nie. Maar die leë graf was vir jou en vir my die bewys geword. My verlosser was begrawe. My verlosser het die prys betaal. My verlosser het die dood oorwin. My verlosser het afgedaal na die dood, dat ek in die steels van die dood dat ek gaan haal. My verlosser het opgestaan, hy het lewe teruggeneem wat hy neergelê het, en hy het oorwin. Die graf. Die graf is die bewys dat hy die Messias is.
die bewys dat hy regtig gesterf het. Maar die leë graf is ook die bewys dat hy opgestaan het. Ek het iets baie belangriks om julle te deel. Om julle gesels oor Jesus die gekruisigde. Maar ek wil ook met julle praat oor die Jesus wat begrawe is. En dan Sondag wil ek graag met julle gesels oor die Jesus wat opgestaan het. Dis die volle boodskap. Die vraag van môre is daardie boodskap al 'n werklikheid in ons lewe? Die vraag van môre is, as ek praat oor Jesus, gebruik ek hom maar net as 'n vloekwoord so nou en dan? Of is Jesus daardie historiese figuur wat ek weet is 'n jaar gelede gelewe, en hy was 'n wonderlike leier, maar wat? Of is die Jesus vir jou die Jesus wat hy is gekruisig, hy het vir jou gesterf en jy glo dit alles, maar hy het nie vir jou werklikheid nie, want hy het nie vir jou opgestaan nie. Dalk is Jesus vir jou iewers in 'n graf. Sy historiese persoon, hy was maar net 'n wonderlike leier. En dis verby. Was Jesus vir jou vanmôre, die gekruisigde, die een wat begrawe is, maar die een wat opgestaan het. En soos wat André reg gesê, jou koning is. Is hy jou koning? Nou het ek net ook gesê, juist die plek waar hy begrawe was juist bevestig dat hy die Messias se koning was. Maar hy was op 'n koninklike manier begrawe. Ag, die Here vir jou hierdie naweek help. Paasnaweek nie net sal gaan oor die verskriklike gebeure van die kruis, die wonderlike belewenis van die opstanding. Maar as jy sal besef dat van 3:00 Vrydagmiddag tot Sondagoggend heeltemal in tyd, was hy in die graf, waar hy moes gaan veg teen die dood, waarvan hy jou vrygekoop het. Wat hy die helse magte moes gaan konfronteer, sodat jy nie hoef nie. Waar hy sy bloed gestort het, sodat jy kon vry wees. 3 dae. Die man wat sê, ek is die weg,